Ek het Vrydag gesê dat toe ons gepraat het oor die kruisiging van Jesus, gesê dit moet nie net 'n ding wees wat ons eenmal 'n jaar vier nie. Op een of ander datum nie. Die kruisiging van Jesus is meer as een datum. So ook sy opstanding is meer as een datum. Dis 'n daaglikse belewenis. Dis 'n daaglikse belewenis. Jesus het gesterwe, Jesus het opgestaan. En ek en jy kan dit elke oomblik van ons lewens beleef. So vanoggend wil ek met u praat oor die krag van sy opstanding. Daar is krag in sy opstanding. Daar is lewe binne in sy opstanding. Daar's soveel betekenis daarin. Ek het maar 'n paar punte vanoggend uitgehaal. Ons kan die hele week gesels oor wat dit beteken dat Jesus opgestaan het uit die dood en wat dit vir ons beteken en wat is die krag van sy opstanding. Daar's 'n versie in Romeine 10 vers 9. Dit sê die volgende: as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Broers en susters, Jesus se kruisiging en Jesus se opstanding is 'n integrale deel van ons geloofsbelydenis. Dis 'n integrale deel van wat ons glo as kerk van die Here. Sonder dit beteken dit wat ek en jy glo net mooi niks nie. Paulus skryf op 'n ander plek, hy sê, man, as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, is ons geloof te vergeefs. Dat het geen waarde nie. Nou weet jy, baie mense is gemaklik met die kruisiging. Met die feit dat Jesus gesterwe het. Want dit is so 'n half menslike ding, is dit nie? Want almal gaan dood. Een of ander tyd. En alhoewel sy kruisiging spesiaal is en alles het wat dit beteken, en ons het Vrydag daaroor gesels, en ek het laasweek daaroor gesels, daar's 'n spesiale betekenis aan sy sterwe en die kruisiging, en dis magnifiek. Maar ons kan nie die kruis en Jesus losmaak van die opstanding nie. Ons kan nie. So wanneer ek en jy as 'n mens tot bekering kom, as ons tot wedergeboorte kom, waar begin wedergeboorte? Wat is dit wat aanleiding gee daartoe dat ek gered word? Dis die feit, en hier staan dit in Romeine 10 vers 9, dat die feit dat ek glo, met my mond bely, Jesus Christus bely, en met my hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het. Jy sien, verlossing en vrymaking en redding en wedergeboorte is 'n pakket. Okay? Daar's baie mense in ons land. Ek weet nie in die week iewers het iemand iets gesê oor en statistiek aangehaal en gesê ons is 87% mense in Suid-Afrika is Christene. Kan jy dit glo? Dat ons land so lyk soos hy lyk. Maar weet jy wat? Die probleem is dat mense glo in Jesus. En jy kan vir enige Christen gaan vra, iemand wat homself 'n Christen noem, en vir hom sê, glo jy in Jesus? En hy sal sê, ja, ek glo. En jy kan vir hom sê, glo jy dat hy die seun van God is? Ja, ek glo dat hy die seun van God is. Jy sien, maar dis waar hulle gewoonlik stop. Ek glo in die seun van God. Nou, ek moet dit glo en niemand kan dit namens my glo nie. So ek glo in die seun van God. Maar daar is meer aan as net dit. Dit is reddende geloof. Die geloof wat jou en my laat tot bekering kom, is die geloof in die heilswerk van Christus. Dis die geloof in die volle pakket van Christus. Seun van God. Eniggebore seun van God, sonder sonde, sonder vlek, gesterwe aan die kruis van Golgotha, opgestaan uit die dode, opgevaar na die hemele, sit aan die regterhand van God. Dis die volle pakket van wie hy is. Dis waarin ons geloof lê. So dis my geloof in alles. Ek kan nie, wel ek kan sekerlik, ek kan in Jesus glo sonder om in die opstanding te glo.
Maar nou kom ek sê dit nou vir jou sommer reguit. As jy glo dat Jesus opgestaan of dat Jesus gesterwe het, maar jy glo nie in sy opstanding nie, is jy verlore. Dan is jy verlore. Dis mos nou wat daar staan. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, dan sal jy gered word. So dis 'n geloof in meer as net die seun van God se naam is Jesus. Dis 'n aanvaarding van die werk, die volle werk wat hy vir jou en my gedoen het. Dis die aanvaarding en die geloof dat hy in my plek gesterf het, daardie vervangende dood. Dis die geloofgedeelte. So ek en jy kan nooit vir Jesus Christus losmaak van die volle pakket nie. En ons kan nie ons geloof losmaak van glo in alles wat hy vir ons sê en wat die woord ons leer oor hom nie. Dis alles. Dis die volheid daarvan. En vanoggend staan ons stil by sy sterwe, en of nie sy sterwe nie, sy opstanding, nadat hy gesterwe het op die Vrydag. Sy opstanding uit die dood. En wat beteken die opstanding uit die dood vir ons? Wat is die krag daarvan? Die opstanding bewys dat Jesus is presies wie en wat hy gesê het hy is. Dis presies wie en wat hy gesê het hy is. Dis maklik, en ek sê dit weer, dis maklik om te glo dat Jesus gebore is. En joh, daar's 'n klomp mense wat baie happy is daaroor. Want dis Kersfees. En ons maak boontjies mooi en ons gee persente. So hulle is baie happy daarmee. Daar's mense wat heel gemaklik is met sy sterwe, maar daar's mense wat stoei met sy opstanding. Want wat beteken dit dat iemand wat dood is en weggeberre is in 'n graf daaruit opstaan? Dit beteken hier het 'n magtige goddelike bonatuurlike wonderwerk gebeur. Dit beteken iemand groter as enige mens het ingegryp in hierdie situasie en hom opgewek uit die dode. Dit beteken dat hy is nie 'n gewone mens nie. Daar het ander mense ook opgestaan uit die dood. En ons weet daarvan, as ons nou al die Bybel is 'n paar plekke waar mense opgestaan het uit die dood. Maar weet jy wat? Hulle is almal weer dood. Maar Jesus is nie weer dood nie. Jesus het opgestaan en hy leef. In Philippians 2 verse 8 to 9 we read the following. He says, "And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death of the cross, on the cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name." 1 Petrus 1 vers 3 sê, "Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus uit die dode." Hy skenk ons die wedergeboorte deur die opstanding, daai lewende hoop van die opstanding. Christus is wie hy gesê het hy is. Hy het vir sy disippels gesê, "Ek gaan Jerusalem toe. En as ons daar kom, gaan ek gevange geneem word. En as ek gevange geneem word, gaan ek doodgemaak word." En Petrus kry toe 'n blink idee. Hy gaan hierdie demoon bestraf. Julle ken daai storie. Jesus, nu, ek beveel dat dit nie sal gebeur nie. Ons het baie keer dink ons baie van onsself is. Maar hy doen dit. En Jesus sê vir hom, "Gaan weg agter my, Satan. Moenie my probeer verlei en verlok nie. Ek sal gaan, ek gaan sterwe, maar ek gaan weer opstaan." Hy het dit vir hulle op 'n klomp maniere gesê. Hulle het dit nie verstaan nie, tot die oomblik wat hy in hulle midde verskyn het en hulle hom sien, verstaan hulle skielik, hierdie Jesus was dood, ons het hom gesien hang aan die kruis, hierdie Jesus is in die graf weggeberre, maar hier staan hy in ons midde, hy leef. Hy leef. Skielik val die puzzelstukke vir almal in plek. Dis wat hy gesê het. Net so rukkie hierna, wanneer hulle in die bovertrek by mekaar is en die Heilige Gees uitgestort word in almal se lewe, dan staan hier dieselfde Petrus wat hom bestraf het op, en dan sê hy,
Kom ek verduidelik vir julle, dis wat die woord van ewigheid al vir ons sê, en ons het dit nog nooit net gesien nie. Skielik is die puzzle vir ons volmaak, ons sien die volle prentjie. Nie net 'n klompie stukkies wat bymekaar gesit is nie. Jesus is die Messias. Jesus is die Christus. Jesus is die een wat moes sterwe en hy het opgestaan uit die dode. Dit is, hy is wie hy gesê het, hy is. En jy kan dit maar vir jouself vat. Hy is die koning van die konings. Hy is die Heer van die leerskare. Die opstanding bewys sy oorwinning oor die dood en oor die vyand. En is dit nie iets om oor dankbaar te wees nie? Oor die dood en oor die vyand. 1 Corinthians 15, 26, 27 says, the last enemy to be destroyed is death. The last enemy to be destroyed is death. For God has put all things in subjection under his feet. But when it says all things are put in subjection, it is plain that he is accepted who put all things in subjection under him. Hy het alles onder sy voete gesit. Hy het hom opgewek uit die dood. En die dood is daardeur vernietig. Nie die dood van die vlees nie, broers en susters. Die dood van die vlees hou aan. Dit is daar as gevolg van sondeval. En dit is saam met ons en dit sal tot die einde daar wees. Maar hier is die dood van die gees. Elke mens wat Jesus Christus nie het nie, en nie tot wedergeboorte gekom het nie, sy gees is dood. Daar's net nie lewe nie. Daar is niks nie. En Jesus het gekom dat ons daardie lewe kan hê, 'n nuwe wedergebore gees, wat nuut gemaak is, heel gemaak is, geheilig is, en deur Heilige Gees verseël is. Splinter nuut, man, soos 'n baie nuwe babietjie. Dis hoe ons lyk. Dis wat hy kom doen het. In 1 Corinthians 15, verse 54, 75 says, when the perishable, hierdie vlees wat vergaan, when the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hy gee vir ons oorwinning. Broers en susters, daar gaan 'n oomblikie en 'n dagie aanbreek vir elke wedergebore kind van God. En Paulus sê, as jy nou die res van daai goedjies lees, dan sê hy, in 'n oomblik en in 'n oogwink. Wat is 'n oogwink? Dis so ietsiekie. Okay, so vinnig wat jy jou oogie so kan knip. So met ander woorde, net so. Binne in daai tydjie wat my oë so geknip het. Die een oomblik gaan ek vlees wees. Met al sy tekortkominge. Met al sy pyne en sy skete en sy wat ook al sy saam met hom wil dra. Jy met alles wat jy al verloor het of bygekry het. Daar gaan jy wees, in 'n oomblik. En binne in daai sekondes wat jou oogies so kan maak, dan sê hy, gaan hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed word. Met ander woorde, die een oomblik is die dood deel van my lewe, die vleeslike dood. Die volgende oomblik is ek in die ewige lewe met my vlees. Verheerlik, so sy liggaam is, so sal myne wees. Sonder smet, sonder pyn, sonder krisis, absoluut, magnifiek, wonderlik, binne in een oomblik. Dis, ek moet nie my voet hard stamp en die tone seer. Ek sal die linker ene stamp. Dis lekker, is dit nie? Ja, dit is so, man, dit is so wonderlik. Hebreërs 2 vers 14 tot 15 sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy die dood
deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. Kon bevry, ons nou kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe is, of onderworpe was. Broer en suster, ek en jy hoef nie meer die dood te vrees nie. Hoekom nie? Want die dood is net, hierdie vleeslike dood, hierdie liggaampie wat eendag klaarmaak, is net vir my 'n oorstap in die lewe in. Ons het reeds die ewige lewe. So hierdie is oorstap in lewe, in werklike, volle, magtige, wonderlike lewe. En hoekom? Want hy het opgestaan uit die dood. Hy is die eersteling van die opstanding. Dis hoekom. My koning het opgestaan. En hy sê vir my, weet jy wat? Kom hier so, ek wil dit vir jou gee. Dis joune, dis deel van joune. En as die Here vertoef om te kom, en ons lê ons koppies neer op hierdie aarde, en ons blaas ons asempies uit, en ons maak klaar hier op hierdie aarde, daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer die woord van die Here sê, wanneer die bassein sal blaas, en die grafte sal oopgaan, en hulle wat weggelê is in die grafte sal opstaan, die Here tegemoet in die lig, met 'n bekleed met 'n verheerlikte liggaam, net soos wat ek en jy sal hê. Ek moet oppas om te opgewonde te raak. Dis, weet julle hoe lekker is dit om te besef, die dood heers nie meer oor my nie. Die lewe heers oor my. Life rules. Die lewe heers, man. Ek hoop nie jy is dood vanoggend nie. Dan miskien sal jy iets hoor en jy sal in jou hart sê, Here, nee, ek moet ook hierdie lewe kry. Dis reg, jy moet dit kry. Ek hoop Heilige Gees roer jou so 'n bietjie. Die opstanding bewys dat hy die prys ten volle betaal het. Ons het gepraat Vrydag oor die sterwe en die krag van die bloed en wat hy gedoen het. Hy betaal vir ons sondes. Hy het vir ons oorwinning gebring. Hy het 'n klomp goed gedoen deur sy bloed. Het hy ons gereinig, geheilig. Hy doen al daai goed vir jou en vir my. Deur die opstanding uit die dode is daar die bewys dat hy het oorwin. En hy is Here. En weet jy wat beteken die opstanding? Die prys is betaal. Dis genoegsaam betaal. Die volle prys. En dit was goed genoeg. Dit was goed genoeg. En nooit weer hoef daar 'n prys betaal te word nie. Nooit weer hoef daar enige iemand te sê, ek moet 'n offer bring nie. Jy hoef nie as jou werk, jy hoef nie jou werk as 'n offer vir God te bring, en te sê, hier is my goeie werke, Here, hy is my offertjie van, ek is 'n goeie ou. Dit het geen waarde nie, want Jesus het die prys ten volle betaal. Daarom het hy opgestaan uit die dode. Philippians 3 verse 9-10 says, and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in death. Man, wat 'n voorreg is dit om te weet, broer en suster, ek en jy gaan opstaan uit die dode, want Jesus het die prys volledig betaal. Ek en jy het hierdie magnifieke voorreg, dat ons kan in die allerheiligste van God ingaan, in die troonkamer van God, en ek kan met my Vader praat, en hy praat met my. En ek kan bid, en ek kan my afsonder, en ek kan hom soek, en hy laat hom vind. Man. Openbaring 1 vers 5-6 sê, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor al die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het, in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters van sy God, en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Broer en suster, ek en jy moet elke dag met hierdie wete in ons harte leef. My koning het opgestaan. Hy is nie in 'n graf weggeberg, hy lê nie nog daar en wag nie. Hy het opgestaan. En omdat hy opgestaan het, gaan ek opstaan. En omdat hy opgestaan het, weet ek, die prys is volkome betaal. Ek hoef nie te wonder nie. Ek hoef nie te wonder, Here, is die prys nou volkome betaal? Is ek nou heeltemal uitgesort nie? Jy weet, as jy Jesus koning van jou lewe maak,
As jy die werk wat hy vir jou gedoen het aanvaar, en jy ontvang 'n wedergebore gees, deur Heilige Gees, wat in jou werk, en daai in jou gees wederbaar, van daai oomblik af, weet jy dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet. Die prys is volkome betaal. Ek hoef nie te wonder nie. Ek hoef nie te twyfel nie. Ek hoef nie te dink, is dit oukei nie? Gaan ek oukei wees nie? Jy weet, jy is oukei. Hoekom? Want hy het opgestaan. En hy het die prys vir jou en my betaal. Die opstanding toon aan ons dat God ons kan en sal opwek uit die dood. Eendag gaan ons opstaan. Broers en susters, eendag gaan die mense vir wie jy baie lief is, wat al klaargemaak het met hierdie pad op hierdie aarde, eendag gaan hulle opstaan, as hulle kinders van God is, gaan hulle opstaan uit die dood. En iemand wie jy dalk nou op hierdie aarde verskriklik baie verlang, gaan opstaan uit die dood. Gaan net soos jy met 'n nuwe liggaam bekleed wees, en gaan net soos jy in die hemele opgeneem word, Jesus Christus tegemoet in die lig. Elkeen gaan opstaan. En as ek nou moet doodgaan eendag, gaan ek ook opstaan. En ons gaan die geliefdes wat ons verloor het sien. Weet julle wat is vir my die wonderlikste? Ek voel nou net, ek moet dit nou net sê. Hier sal baie mense op ons aarde, miskien julle wat hier sit, van spesifiek vrouens en 'n man saam met hulle, want is gesinne, wat 'n klein babietjie of 'n ongebore babietjie verloor het. Wat jy eintlik nooit gesien het nie. En God het daai mensie gemaak. En weet jy wat? Jy gaan daai mensie ontmoet. Jy gaan. En eendag gaan jy dalk, en ons weet nie as dit 'n seun of 'n dogter nie, miskien weet jy dalk, maar eendag gaan daai mensietjie, kyk, ons weet nie so baie van dit nie, of hulle nou groot of klein gewees het, ek weet nie, maar in 'n geval, eendag gaan ek die kindjie wat ons verloor het sien. Ons gaan mekaar sien. En ons gaan met mekaar kan praat. En daai hartseer en die pyn wat ons beleef hier op die aarde van verlies, gaan God so uit jou uitvee. Hy sê, hy sal die trane van jou oë afdroog. En uit smart sal jy nooit weer huil nie. Is ons God nie great nie? Ja? Is hy nie absoluut magnifiek? Die dode gaan weer opstaan. In John 11:25-26 says, Jesus said to her, I am the resurrection and life. I am. Ek is die opstanding en die lewe. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Do you believe this? Kyk, hierdie vlees sal vertoniet gaan as die Here vertoef om te kom. En ons gaan geliefdes en dierbares aan die dood afstaan. Maar weet jy wat? Ons gaan nooit dood nie. Ons stap net in die ewige lewe. Eintlik ons het al die ewige lewe, ons stap net in die heerlikheid van ons God in. Ons stap in die man, dit gaan so great wees. 1 Korintiërs 15:21 sê, want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Jesus Christus, ons Here. John 6:40 says, for this is the will of my Father,
that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life and will rise up on the last day. Jy gaan opstaan as jy klaar dood is. En die mense wat klaar dood is, jou geliefdes, as die Here ons kom haal en ons glo sy koms is baie naby en voor daai tyd, dan gaan hulle opstaan, hulle wat in Christus Jesus gesterf het. Die opstanding maak Jesus Heer oor almal. Dit maak hom Heer oor ons almal en alles en almal. Kolossense 1 vers 8. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, nadat hy in alles sodat hy in alles die eerste kan wees. He is number 1. Daar is nie 'n ander nommer 1 nie. Kyk, as 'n paar mense wat dink hulle is nommer 1. Daar's 'n paar mense wat dink hulle is nommer 1. Daar's 'n paar mense wat optree asof hulle nommer 1 is. Daar's 'n paar mense wat selfs op hulle nommerplate van hulle kar skryf nommer 1. En daar's mense wat in hulle siele voel ek is nommer 1. Daar's party ouens wat in 'n huis is en daar sê ek is nommer 1. Jy weet? Dis baie gevaarlik of nie gevaarlik nie. Jy's op 'n heeltemal verkeerde plek as jy vir mense moet begin sê maar ek is in beheer. Ek is nommer 1. Nou beteken jy is lankal nie meer nommer 1 nie. As iemand anders wat nou bo jou nommer is, maar God is nommer 1. Jesus is nommer 1. Hy is die enigste een wat daar is. Hy is die enigste nommer 1 wat daar is. Hy is ons Here en hy is die Here. Weet julle broer en suster, dis so maklik vir ons en selfs kinders van die Here, wedergebore kinders van die Here. Hulle stap op pad saam met die koning. En dit is so great dat hy ons vergewe, ons sondes vergewe en ons vrymaak. En hy is ons verlosser, maar hy word nooit Here van jou lewe nie. As mense wat leef met Jesus as verlosser, maar ek sê nou vandag vir jou onomwonde, hy is ook Here. Hy is die koning van alle konings en die Here bo alle Here. Hy is die Here. En wat beteken dit? Dat ek hom absoluut erken as oppergesag in my lewe. Niemand is bo hom nie. Hy is die enigste wat my lewe regeer. Hy is die enigste wat in die kerk kan regeer. Hy is die hoof van die kerk. Hy is die hoof van elke Christen. Hy is die hoof van almal. So ons moet leef asof hy Here is. Dit beteken ek doen wat hy sê. Philippians 2 verse 8 and 9 says, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Daar is niemand anders soos Jesus nie. Niemand anders kan met hom vergelyk word nie. Niemand anders ek kan nie eens begin om te bedink dat daar enige iets anders in sy plek is, of enige iemand anders in sy plek kan wees nie. Hy is die Almagtige. Hy is Here. En ek moet leef asof hy die Here van my lewe is. En laastens die opstanding sê hy kom weer. Sy opstanding sê hy kom weer. Hy het opgestaan en hy het opgevaar en hy kom weer terug. 1 Tessalonisense 4 vers 14 sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Christus of in Jesus ontslaap het, wanneer saam met hom bring. Okay? Ek gaan nie nou praat oor die eindtye nie, maar op die einde van die dag gaan Jesus terugkeer. En weet jy wat? Almal wat nou in die hemel is, gaan saam met hom kom. Ja, hulle gaan. En hulle gaan saam met hom kom. En die Here gaan hulle beklee met eer en heerlikheid. En onthou nou, ek wil nou nie diep raak nie, of baie goed praat nie, maar jou kop nou moet wegraak nie, maar onthou nou, daar's nie liggame in die hemel nie. Julle weet dit, die liggame is hier op die aarde. So daar's 'n siel en 'n gees daar. Okay? Die eindelike ek, die geesmens is daar.
So daardie geesmens moet met 'n liggaam oorklee word. En gaan lees wat die woord van die Here sê vir ons. Hy sê as Jesus terugkom na die aarde toe, dan sal hulle wat in die grafte is opstaan. Okay, maar nou moet ons mooi verstaan rondom dit. Daar's mense wat in grafte is wat vir kom ons sê 5000 jaar al daar lê. En daar's niks meer nie. Daar's niks meer nie. Okay? So daar's nie 'n liggaam wat kan opstaan nie. God gaan daardie gees oorklee met 'n nuwe liggaam. Die ou liggaam gaan nie opstaan en sê hier is die ou ek. Christus. Gaan nie so werk nie. Jy kry 'n nuwe liggaam. 'n verheerlikte liggaam soos Jesus Christus sinne. En ek sal opstaan uit die dood en hulle sal opstaan en saam met hulle gaan ons die Here tegemoet in die lig. So almal wat ontslaap het sal opstaan. Jesus kom weer. Hy kom weer. Philippians 3:20 but our citizenship is in heaven. And from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Jy gaan bekleed word met 'n verheerlikte liggaam soos Jesus sinne. Ek dink nie ons het die vaagste benul wat dit beteken nie. Al wat ek iewers ietsie verstaan van as hy kan deur mure gaan. So jy hoef 'n huis te hê sonder deure. Imagine it, né? As ek hier wil uitgaan buite toe, gaan ek hier uit buite toe. As ek daar wil uitgaan buite toe, nee, dan sal ek in die doopbad. Daar, jy kan net gaan. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Ons kry sy liggaam. 'n Liggaam se syne. Is dit nie magnifiek nie? Ons gaan soos hy wees. En hy kom weer om ons te kom haal. So jou stryd en jou krisis en jou hartseer en jou pyn en jou stoei baie keer op hierdie aarde met hierdie lewe en sy swakheid en sy gebrokenheid. Jou stoei met gebroke mense. Dis tydelik. Dis so 'n kort stukkie van jou lewe. Net so 'n stukkie. En ons ag sulke goedjies so ontsaglik baie belangrik. Partykeer kan ons so besig hou met goeders wat geen betekenis en geen waarde het. Kom ek vra vir jou 'n vraagie. Vir al die goed waarmee jy besig is. Vir al die goeders wat jy besig is om op te bou hier op hierdie aarde. As Jesus kom, watter van daai goedjies gaan belangrik wees? Watter van daai goed gaan magnifiek wees? By watter van daai goedjies gaan Jesus kom stil staan en sê, Kobus, wow, you did it, brother. Ek nie hier, wow. Nee, hy gaan nie. En dit gaan ook nie vir jou belangrik wees nie. Want, die woord van die Here sê, wat die oog nie gesien het nie, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat jy nie kan bedink nie, het hy voorberei vir die wat hom lief het. Daar's niks wat op hierdie aarde ek en jy kan by mekaar maak, bou en wat ook al nie. En ek sê nie ons moet dit nie doen nie, maar as jy jou hart daar verloor het, jy 'n probleem, of hier verloor het, jy 'n probleem. Niks wat ek en jy op hierdie aarde het en by mekaar gemaak het, kan vergelyk met enige iets wat hy besig is om vir jou en my voor te berei nie. En hy kom om jou en my te kom haal. Kan ek jou 'n vraagie vra? Is jy gereed? Are you ready? Daar gaan 'n dagie kom, né? Wanneer Jesus gaan sê, ready or not, here I come. Here I come. En dan is dit te laat. So as jy nou vanoggend hier so sit, en jy hoor die goed wat hierdie ou hiervoor praat. En miskien is daar net in jou hart, ek wonder, Here, is ek reg? Is ek reg as U kom? Gaan ek gereed wees? As jy net so 'n klein bietjie twyfel,
dan wil ek daai twyfel by jou laat verdwyn. Weet jy wat is die manier waar daai twyfel verdwyn? Ek gee jou hart aan hom. Maak hom koning van jou lewe. Aanvaar sy pad, wat hy vir jou gemaak het, deur te sterwe en op te staan. Maak dit joune. Dan verdwyn daai ek wonder gedeelte. En jy kan net, dis 'n keuse. Die woord van die Here sê metanoia, is bekering, 'n denkeverandering. Dink anders oor wie hy is en wat hy is. En die oomblik wanneer jy dit aanneem hier in jou hart en jou denke, dan begin jy leef daarvolgens. Dan stap jy die pad saam met hom. En wanneer hy ons kom haal, dan is jy gereed. Daar is krag in sy opstanding, broers en susters. Daar's nog baie ander goeders om te sê. Ek het nie tyd nie. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord. Dankie dat U Heilige Gees, dankie dat U in ons harte praat. U is so goed. Heilige Gees is so magnifiek, dat U by ons kom stilstaan. Dat U hierdie woord vat, Here, hierdie skrif vat, en U gee dit lewe in harte. Here, U laat daai saad wat in harte val ontkiem en opkom en groei. Dankie daarvoor. Dankie dat U met ons deel en met ons werk en dat ons in ons harte kan 'n oortuiging hê van wie ons is en wat ons is. Dankie vir U woord. Jesus, dankie vir U opstanding. Dankie dat U opgestaan het uit die dood. Dat U lewe en dat U ons kom haal. Terwyl jy oë gesluit hou. Ek wil graag vir jou vra, miskien sit jy vanoggend en is iets van wat ek vanoggend gesê het, wat tog nie vir jou regtig 'n werklikheid geword het. Miskien het jy al bietjie koud geraak met die tyd. Jy's nie meer daar waar jy regtig leef soos iemand wat glo dat Jesus die seun van God is en dat hy opgewek is uit die dode. Jy leef net nie meer daar nie. Ek wil graag saam met jou bid. Miskien is daar goeters hier wat ek genoem het wat jy 'n bietjie oorwonder in jou eie lewe. Here, dis nie meer so deel van my lewe nie. Ek wil dit weer kom deel maak van my lewe. Ek wil graag saam met jou bid. Terwyl ons oë gesluit hou. En as jy wil ek moet saam met jou bid, staan gou op jou voete en sê, Here, hier is ek. Ek kom gee my hart, my lewe vir U. U weet, ek stoei met hierdie ding, help my hiermee asseblief. Ek doen dit graag vir jou. Staan gou op jou voete. Ek gaan nie 'n uitnodiging uittrek nie. As jy weet as die Here met jou praat, kom, staan op. Is daar nog iemand? Gou voordat ons bid. Vader, U sien elkeen van hierdie mense wat voor U staan. U ken hulle harte, U ken hulle lewens, U ken dit wat hier in die gang is in die binnekant. Ek kom vra U nou, dat U vergifnis gee, vryspraak gee, dat U herstel, dat U mense terugbring na U toe, terugbring in U teenwoordigheid in. Is iemand wat sê, ek het lanklaas die stem van God gehoor, lanklaas gehoor hoe hy beweeg in my hart en met my praat. Here, ek bid U in Jesus naam, Heilige Gees, U is teenwoordig, praat, deel, werk, bring daar die belewenis van God se teenwoordigheid in ons lewens, in elke lewe in Jesus naam. Dankie dat U nuut maak, heel maak, skoon maak, rein maak en ons help om die pad saam met U te stap. Ons sien uit, Here. Ons sien uit na U koms. Ons sien uit om in ewigheid by U te wees, Here. Wat 'n voorreg, Here, dankie dat dit vir ons moontlik is deur Jesus Christus, ons Here. En ons dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.